Nou goed, vandag bietjie agtergrond, die boek Titus. As jy in die Nuwe Testament kyk, dan en ons kyk kronologies wanneer dit geskryf was, val dit eintlik tussen 1 Timoteus en 2 Timoteus. Al lê dit nie so in jou Nuwe Testament in jou Bybel nie, maar hulle volgens die skrifgeleerders sê hulle dat Titus geskryf was tussen die twee briewe, 1 Timoteus en 2 Timoteus. Nou, Timoteus en Titus was twee jong manne gewees wat deur Paulus gementor was. Paulus het hulle ook gebruik en gestuur en vir hulle gesê, julle moet na daai gemeente toe gaan en probleme gaan uitsorteer. En Timoteus, byvoorbeeld, was ook deur Paulus gestuur of agtergelos in Efese. Paulus het 'n paar reisgenote gehad, Titus en Timoteus, onder andere en Lukas ook, en toe hulle Efese besoek en Paulus agterkom dat die kerk begeleiding nodig het, daar was 'n paar probleme gewees, toe sê hy vir Timoteus, ek wil hê jy moet hier agterbly. En Paulus skryf later toe die brief aan Timoteus en gee vir hom instruksies wat hy moet doen in daai kerk. So ook het hy vir Titus agtergelos by 'n kerk op die eiland Kreta. Nou daardie eiland was maar, het wild gegaan, daar was baie geweld, onsedelikheid, seksuele losbandigheid, en die kerk het gesukkel. Die kerk wat daar ontstaan het heel moontlik deur Jode, wat op die dag van Pinkster in Jerusalem was, toe Petrus gepreek het, en teruggegaan het na Krete toe. En die kerk het ontstaan deur hulle wat die evangelie toe verder verkondig het, maar toe Paulus die eiland besoek, toe besef hy, hierdie gemeentes in Kreta het probleme en dit moet uitgesorteer word, want die kerk mag dalk net doodloop en dit mag nie gebeur nie. En Kreta was strategies ook vir die evangelie. Dit was hierdie eiland gewees waar daar baie hawens ook was. So, daar was aanhoudend mense gewees wat na Kreta toe gegaan het, aan wal gegaan het, en dan het mense die eiland gaan verken, en dan was dit 'n goeie geleentheid dan vir hierdie mense om die evangelie te hoor. Die kerk moes effektief gewees het om die evangelie dan aan hierdie mense te verkondig, en van daar af het hulle dan weer gegaan en die evangelie na hulle dorpe toe gevat, reg oor die wêreld, of na die plekke toe waarna hulle ook gereis het hulle die evangelie dan geneem. So, Kreta was strategies vir die verspreiding van die evangelie. Daarom het Paulus vir Titus instruksies gegee om die kerk te begelei. Nou, volgens die brief aan Titus, moes hierdie jong man nuwe kerkleiers aanstel, want die kerk was geïnfiltreer deur korrupte leiers. Hy moes ook seker maak dat hulle 'n gesonde leer verkondig. Daar was baie dwaalleringe gewees. En dan het Paulus ook vir hom gesê, Titus, ek wil hê dat jy die gelowiges in die kerke moet aanmoedig om reg te leef, om vrug te dra, sodat die krag van die evangelie deur hulle lewens gedemonstreer word, die transformerende krag van die evangelie. Hulle moet lyk soos gelowiges. Jy kan nie net sê jy's 'n Christen, maar jy lyk net soos die wêreld nie. Mense daar buite moet sien dat iets het verander in jou lewe. Jy streef na heiligmaking, en Titus moes die gelowiges aanmoedig in daai kerke om vrug te dra, om God se karakter te demonstreer in die gemeenskap. Nou, Titus was 'n Griek gewees, hy was nie 'n Jood nie. En hy het tot bekering gekom onder Paulus se bediening. En hy het ook saam met Paulus rondgereis. En op hierdie stadium, toe die brief geskryf was aan hom, was hy in Kreta gewees. Nou in hoofstuk 1 het ons gesien, ons het verlede week daarna gekyk, en kon ons duidelik gesien het, dat Paulus sy mes ingehaat het vir hierdie korrupte leiers. En hy het vir Titus gesê dat jy hierdie ouens moet aanspreek. Dit was intens gewees. Paulus was net nie doekies omgedraai nie, en ek lees gou vir julle 'n vers daar, Titus 1 vers 16, uit die 2020 vertaling. Hy sê, hierdie ouens, hulle bely dat hulle God ken,
maar weerspreek dit met hulle dade. So hulle dade getuig nie dat hulle God ken nie. Hulle is afstootlik, onversetlik, onbekwaam om enigiets goeds te doen. Is nogal reguit gestel, nê? En hy sê, jy moet hierdie ouens aanspreek. Jy sien ouens, ek dink daar's tye in die kerk, waar gelowiges, veral leiers, aangespreek moet word, terwille van die koninkryk. Dit is belangrik. Ons kan nie net toelaat dat korrupte leiers of ouens wat dwaalleringe verkondig net aangaan nie. Dis nie goed vir die koninkryk nie. Daar's baie keer gelowige leiers wat verkeerde, verskuilde motiewe het. En dit doen groot skade aan die kerk. So, Titus moes hierdie ouens aanspreek. Probleme binne in die kerk, wat binne in die kerk ontstaan, is partymal baie gevaarliker as probleme wat van buite afkom. Jy sien, probleme wat van buite afkom, veroorsaak dat die kerk verenig en saam staan. Maar probleme binne in die kerk kan veroorsaak dat die kerk skeur. Dat 'n kerk sy deure toemaak op die ou einde. En ons het dit al baie gesien, selfs in ons eie dorp. Een ou word kwaad vir die ander ou, of hierdie ou verkondig 'n dwaalleer en die pastoor maak droog en dan as jy weer hoor is die kerk geskeur en dan skeer hulle weer en dan skeer hulle weer. En dis nie wat God wil hê nie. En dis nie 'n probleem dat daar baie kerke in George of in 'n dorp is nie. Die evangelie moet verkondig word, maar dis belangrik dat die leiers wat in die kerke is opregte leiers sal wees met integriteit wat vashou aan die waarheid, nie moet verskuilde motiewe nie en die ware evangelie verkondig. Dis God se plan. Nou in hoofstuk 2 kan ons sien Paulus verdeel die kerkgemeenskap in 4 groepe en vir elkeen van hierdie groepe gee hy sekere instruksies. Byvoorbeeld, die ouer mans was een groep, die ouer vrouens, die jong manne en die jong dames. In elke groep was gekonfronteer met sekere uitdagings. En hy skryf daar in hoofstuk 2, Titus, nou, dit is wat jy die volgende moet sê vir hierdie mense. Dit is hoe hulle moet lewe, dit is hoe hulle moet optree. Kom ons gaan lees daar, hy val weg daar in hoofstuk 2 vanaf vers 1. Hy sê vir Titus, maar jy Titus, verkondig jy wat pas by die gesonde leer. Verkondig jy wat pas by die gesonde leer. Dit laat my dink aan ons flyer, wat sê, lees en leef die Bybel. Jy sien, die Bybel is 'n wonderlike boek. Dit leer ons nie net in wie ons moet glo nie, maar dit leer ons ook hoe ons moet leef. Daar is wonderlike beginsels in die Bybel wat vir ons begelei in hierdie lewe. Hoe leef ons Christendom prakties uit in hierdie wêreld? Dis 'n lewenshandleiding wat ons leer hoe om ons geloof te leef. Want gesonde leer gee aanleiding tot goeie werke. Dis waar dit begin, gesonde lering. Vers 2, ouer mans, nou hier begin hy met die ouer mans. So, Paulus sê, Titus, dis wat jy vir die ouer manne moet sê. Hulle moet nugter wees, waardig, hulle moet verstandig wees, gesond in geloof, liefde en standvastigheid. Kom ons kyk gou daarna. Hy sê hulle moet nugter wees. Nou dit beteken nie nugter van alkohol nie. Wat hy probeer verduidelik daar is dat hierdie manne, hierdie ouer manne moet, wanneer dit kom by besluitneming, moet hulle wysheid gebruik. Hulle moet nugter wees om die regte besluite te maak. Hulle moet waaksaam wees en versigtig wees. Moenie impulsiewe ou manne wees wat net sommer besluite maak nie. Wees wys wanneer jy besluite maak. Hy sê hulle moet waardig wees. So dit moet manne wees wat nie respek afdwing nie, en eis dat mense hulle respekteer nie, maar dit moet manne wees wat respek verdien deur hulle leefstyl, die manier hoe hulle optree. Hy sê ook vir hulle moet verstandig wees. Nou daai woord verstandig beteken, as jy na die Grieks gaan kyk, dit beteken hulle moet selfbeheersing hê. Selfbeheersing. Sê gou vir die ou langs jou, jy moet selfbeheersing hê. Self-control. Jy moet gedissiplineerd wees, jy moet jouself kan dissiplineer.
Hierdie woord of hierdie instruksie kom voor by al 4 groepe. Hy begin by die ouer manne, sê, manne, julle moet selfbeheersing hê. Hulle moet gesond in die geloof wees. Wat beteken dit? Paulus sê, Titus sê vir hierdie manne, dat hulle moet vashou aan die ware evangelie, boodskap. Met ander woorde, dat jy jou geloof in Christus Jesus moet stel, en dit is die enigste manier hoe jy gered kan word. Jy word nie gered deur jou te besny, of deur die Sabbat te hou en allerlei wette, seremoniële wette te volg nie. Jy word alleen gered as jy jou geloof in Christus Jesus plaas. Dit is die ware evangelie. Want onthou, daar was baie Jode in daai kerk gewees, nê? Jode wat Judaïsme nog aangehang het, en hulle wou daai wette afdwing. En hy sê, Titus leer die ouer mans om die ware boodskap van die evangelie te verkondig. Daar's net een weg na die Vader, dis deur Jesus Christus. Dan sê hy ook vir hulle, hulle moet liefde bewys. Dis die Griekse woord agape. Eenvoudig, dit beteken liefdadigheid. Gee om vir jou medemens. Tree reg op soos 'n gelowige en wys God se liefde en deernis aan jou medemens, en hulle moet standvastig wees. Standvastigheid, saam met dit gaan na lydsaamheid, volharding. Jy moet volhard, hulle moet geduldig wees onder druk. Wat hy basies vir hulle hier sê is, julle ou manne, moenie knorrig raak nie. Don't be grumpy old men. Laat toe dat God se vrede heers in jou hart. Ons manne, as ons nou 'n bietjie ouer raak, nee, kan ons nogal 'n bietjie knorrig raak oor dinge, nê? En ons moet versigtig wees. Ek word so nou en dan aangespreek oor dit ook. Grumpy old man, kom help my nou maar hierso. Maar as ouer manne moet ons toelaat dat God se blydskap en vrede heers in ons harte. Wees versigtig, dan gaan hy verder. Vers 3, net so moet ouer vroue se optrede wees soos dit heiliges betaam. Hulle moet nie kwaadpraters wees of verslaaf aan wyn nie, maar moet onderrig gee in wat goed is. Ouens, dis nie wat ek sê nie. Dis wat hier staan, hoor. Kom ons kyk gou, kwaadpraters, wat bedoel Paulus met dit? As jy na die Grieks gaan kyk, nou hierdie is intens, nie? As jy na die Grieks gaan kyk, is dit die woord diabolos. En dit beteken eintlik duiwel. Jou duiwel, moenie 'n duiwel wees nie, ou tannie. Dis wat hy basies sê. Moenie soos die duiwel die aanklaer van die broeders wees nie, the accuser of the brethren nie. Moenie aanhou dit almal aankla en pik op mense en al hulle slegtigheid uitwys nie, en moenie kwaad praat van ander met die doel om die persoon leed aan te doen nie. Dis nou die tannies wat, hulle kom baie vroom voor, hulle rook nie, drink nie, vloek nie en dans nie, maar boy kan hulle skinder. Sonde is sonde. Of jy nou steel en skinder, dis sonde. En hy spreek die tannies aan hier, hy sê, asseblief julle, wees versigtig, moet nou nie elke middag daar met jou glasie wyn sit saam met jou vriendinne en almal in die kerk bespreek nie. Dis nie hoe 'n ouer dame, gelowige dame, moet optree nie. En hy spreek dit aan, hy sê, moenie verslaaf wees aan wyn nie. Nou in daai tyd, onthou, was wyn makliker bekombaar as skoon vars water, nie? En dit was 'n probleem. Hy het gesê, moenie afhanklik raak van wyn nie. En ons het verlede week bietjie daaroor gepraat. Ek dink dit was die enigste ding, in vandag se dae, veral om dit meer toepaslik te maak, is wyn nie die enigste ding aan wat mense afhanklik raak nie. En hy sê, moenie toelaat dat hierdie goed jou lewe reguleer nie. Moenie verslaaf raak aan wyn nie. Gee onderrig. Dis nogal mooi hierso. Dame, miskien as jy nou meer 'n senior dame nou al is en jy is vandag hier en jou wêreldjie het al kleiner geraak, moenie dink dat jy niks meer vir God kan beteken nie. Titus sê vir die ouer dames, hy sê, julle het nog steeds 'n rol om te vervul in die kerk, want daar's jonger dames wat julle leiding nodig het. Die wysheid
wat julle het, wat julle opgedoen het, die ervaring in die lewe. Daar's jonger dames wat nodig het om dit te hoor. Gee onderrig. En dit is my interessant hier, Paulus sê vir Titus, okay, jy moet vir die ouer mans onderrig gee of instruksies gee, vir die ouer vrouens moet jy instruksies gee, en vir die jonger mans. Maar hy sê, vir die jonger dames, moet jy nie instruksies gee nie. Dis nie jou plek nie. Die ouer vrouens moet vir die jonger dames instruksies gee. En hierdie is 'n belangrike beginsel, want ek dink te veel pastore het al in die moeilikheid gekom omdat hulle gevoel het hulle moet vir 'n jonger dame persoonlik aandag gee en bedien en disipel. Ministry 101. Manne, jy bedien nie 'n vrou alleen nie. Of gee berading vir 'n vrou alleen nie. Jy vat jou vrou saam of iemand anders saam, maar jy doen dit nie alleen nie. Hy sê, Titus, jy gaan nie alleen die jonger dames bedien nie. Jy's 'n jong man en die dames is jonk en ons wil nou nie jy moet blootgestel word aan onnodige versoeking in jou lewe, iets wat jy nie kan hanteer nie. Laat die ouer tannies die jonger meisies bedien en disipel. Nou, daar's nie fout om in 'n groep as 'n ouer man nou 'n groot groep toespreek waar daar nou jonger dames is nie. Maar hy sê, Titus, jy kan nie persoonlik die jonger dames begelei nie. Laat die ouer vrouens dit doen. Want ek dink is belangrik dat ons as manne 'n bo-verdenking moet wees. We have to be blameless. Run from the appearance of evil. Moenie jouself blootstel aan situasies wat jou kan laat struikel nie. Is dit nie moeite werd nie. Titus 2 vers 4. Nou, hy gaan hier en hy sê vir die ouer dames, julle moet die jong vroue leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. Verstandig, kuis, toegewy aan alle huishoudings, goed, aardig, onderdanig aan hulle mans, sodat die woord van God nie belaster word nie. Daai woord liefdevol daar, is die Griekse woord phileo of philandros, wat beteken broederlike liefde. Dis 'n warm gevoel van liefde tussen vriende en familie. En dis die enigste plek in die Bybel waar vrouens beveel word om lief te wees vir hulle mans. Interessant, nê? Baie ander plekke sê die Bybel manne wees lief vir julle vrouens. Seker maar omdat die vroue van nature net lief kan wees vir hulle mans, nê? En ek weet dames is soms moeilik, nê? Jou man kan baie keer optree soos 'n regte ou buffel, nê? En hy's nie een wat jy nou regtig voel 'n gevoel van liefde voor het nie, maar die woord sê wees lief vir die ou. Tolerate hom as 'n bietjie en verdra hom. Maar as hy sê hierso dames, julle moet lief wees, maar nie net vir julle manne nie, maar vir julle kinders ook. Wees lief vir hulle, wees liefdevol teenoor hulle. En dan sê hy ook, hier kom hy weer, wees verstandig, dit is selfbeheersing. Julle moet selfbeheersing toepas. Nie net die jong getroude dames nie, maar ook die enkellopende jong dames moet selfbeheersing toepas. Dames, wees versigtig. Ontwikkel selfrespek. Weet wie jy in Christus is. Jy behoort aan hom. En moenie toelaat dat daai ongelowige, populêre, handsome ou wat jou charm en flirterig is teenoor jou, moenie dat hy verwagtinge stel aan jou wat jou onskuld dalk kan laat vernietig nie. Wees versigtig. Weet wie jy in Christus is, wie jy aan behoort, jy's God se dogter, jy behoort aan hom en pas selfbeheersing toe. As die ou nie die Here ken nie, en jy hou regtig baie van hom, bewaar jou hart. Moenie dink jy gaan hom verander, as jy en die ou nou eers in 'n verhouding is nie. Dit gebeur nie sommer nie. Die Bybel sê, moenie in dieselfde juk trek as die ongelowige nie. Bid vir die ou, sê Here werk met hierdie persoon, laat hy Jesus ontmoet en 'n gelowige word, en dan kan daar dalk iets ontwikkel uit dit. Maar wees versigtig, wees regtig versigtig.
Goed, selfbeheersing. Hy sê vir die jong dames, julle moet kuis wees. Ouer vrouens sê vir hulle moet kuis wees. Innerlik en uiterlik moet hulle rein wees. Baie belangrik, hulle moet toegewy wees aan hulle huishouding. Met ander woorde, hulle moet nie hulle huislike pligte verwaarloos nie. Ek weet tye het baie verander, en daai tyd was die lewe nie so gekompliseerd nie. Dit was baie eenvoudig, nê. Die manne het buite gewerk en gaan jag, en die vrou het by die huis gebly en die huishouding geran. So, vandag se dae het dinge baie verander. Ek weet, jy weet, dis nie nou meer so presies uitgewerk wat die vrou moet doen in die huishouding en wat die man moet doen wanneer dit kom by huislike pligte nie. Wat ek eintlik probeer sê is, manne, jy kan maar help by die skorrelgoed en jy kan maar help by die wasgoed ook. Daar's niks meer fout nie, maar ek dink tog, daar is 'n verantwoordelikheid wat op die vrou geplaas word, en op die man, maar op die vrou, vir sekere pligte in die huis, en Paulus sê, Titus sê vir die jong vrou moet weet, dat hulle nie hulle huislike pligte moet verwaarloos nie. Wees getrou, jy het 'n rol om te vervul as vrou in die huis. En ek weet ook vandag se dae is daar min vrouens wat ook nie buite werk nie. En die finansiële druk wat op huisgesinne is veroorsaak deesdae dat vrouens nie by die huis kan bly en net hulle kinders versorg en die huishouding bestuur nie. Dit is hoe die lewe werk. As jy in daai posisie is wat jou man genoeg verdien en jy hoef nie te werk nie, great, dis 'n voorreg wat jy het om dit te kan doen. Maar die lewe het baie verander. En as jy in daai posisie is en jy kan dit doen, prys die Here. Of dalk is jy 'n vrou wat sê nee, ek wil 'n loopbaan hê. Dit is ook reg as jy dit wil doen. Maar op jou einde moet jy verstaan dat daar sekere verantwoordelikhede vir die vrou in die huis, en Paulus sê moenie daai verantwoordelikhede te na of agterlaat nie. Moet dit nie verwaarloos nie. Wees onderdanig aan julle mans. Nou hierdie is 'n moeilike enetjie vir baie vroue vandag, ek verstaan dit. En ek dink die rede hoekom vrouens dalk oor hierdie vers bietjie opstandig geraak is, hulle verstaan dit nie heeltemal nie. Dit gaan nie daaroor dat die man die koning is en die vrou is die slaaf nie. Dat die man belangriker is as die vrou nie. Nee, in God se oë is ons almal gelyk. Maar daar's 'n sekere rol wat die vrou vervul en 'n sekere rol wat die man moet vervul. Jy sien, almal van ons, man of vrou, elkeen van ons is op een of ander manier onderdanig aan een of ander vorm van gesag. Is dit nie so nie? Maar wanneer dit kom by die gesin, binne die konteks van die huwelik, word die vrou beveel om onderdanig te wees aan haar man. So wat dit beteken is, sy kies vrywillig om onderdanig te wees aan die leierskapsrol wat God die man opgelê het. Die ampt wat God die man geroep het om in te wandel, ter wille van die gesonde funksionering van die huwelik. Beteken eenvoudig net elkeen beweeg in posisie, op die regte plek in die huwelik, en wanneer dit so is, dan kan die huwelik effektief funksioneer, volgens sy woord. Op die ou ende is jy as man verantwoordelik vir jou huishouding. Wanneer daar belangrike besluite gemaak moet word, is dit die man se verantwoordelikheid op die ou einde om te sorg dat die regte besluit gemaak word. Daar was kere in ons gesin, in my huishouding, waar ek 'n besluit moes maak en gedink het, ek gaan nou die regte besluit maak, en my vrou is altyd deel van die besluitnemingsproses. Ons vrouens moet deel wees van die besluitnemingsproses, waar my vrou my gewaarsku het, gesê, wees versigtig om daai besluit te maak. En saam het ons 'n besluit gemaak, en was dit ten goeie gewees, en het die Here haar gebruik om my te waarsku om nie 'n verkeerde besluit te maak nie. Maar daar was ook al kere gewees wat sy nie noodwendig saamgestem het met my oor 'n sekere besluit nie, en was ek oortuig in my hart, dis wat God wil hê ons moet doen, en dis die besluit wat ons moet maak, en sy was bereid, vrywillig het sy gekies om in te val by wat ek besluit het, en ek sê dis reg, ek gaan jou volg in dit. Al stem ek nie saam nie,
soms gebeur dit ook in die huwelik. En prys die Here, dit was toe die regte besluit. Want jy wil tog nie later hoor, I told you so. Nee, ons vrouens mag nie dit doen nie, nee. Bid vir jou man en ondersteun hom. En dis wat hier bedoel word met die onderdanigheid van die vroue aan hulle mans in die huwelik. Dan gaan hy verder, vers 6, vermaan ook so die jonger mans om in alle opsigte verstandig op te tree. Stel jouself in alles 'n voorbeeld deur goeie dade, onvervalste leer en waardigheid. Hy sê nou vir Titus, jy moet die voorbeeld stel vir hierdie jong manne, want Titus was self 'n jong man. Gesonde en onvegbare prediking, sodat 'n teenstander bekwaamd mag staan en niks slegs het om oor ons te sê nie. So niemand kan omdraai en sê, Titus, jy sê ons moet dit doen, maar kyk hoe leef jy nie. Jy doen nie dit wat jy verkondig nie. So hy sê, Titus, jy moet versigtig wees, jy moet ook reg leef, maar wat sê hy vir die jong manne? Hy het verskillende instruksies vir elke groep, maar vir die jong manne het hy net een ding, en hy sê, manne, selfbeheersing. Julle jong manne, selfbeheersing. Dis waar as jy jonk is jy vatbaar, meer vatbaar, vir sekere versoekings. Die testosteroonvlakke is hoër, en jy's jonk, jy's sterk, jy's handsome, daar's soveel dames om van te kies, maar hy sê, manne, selfbeheersing. Bou 'n reputasie van 'n gentleman eerder, as om 'n charming Casanova joller te wees. Het jy selfrespek, jong man? Nou tree op soos 'n ware jong man, wat aan Christus behoort, in alle opsigte, veral wanneer dit kom by romanse ook. En dit is nie altyd maklik nie. Jong manne is baie keer wild en roekeloos, man. Hulle voel hulle is ontasbaar. Ek gaan nie van daai klip afspring nie, ek gaan van die hoër ene afspring. Hulle druk altyd die grense, nee, probeer dit oorskry. Gebruik net jou gesonde verstand. Jy moenie so roekeloos wees nie. Selfbeheersing. En onthou, jong manne, jy weet nog nie alles oor die lewe nie. Jou ouers kan jou nog iets leer. Hulle het baie lewenservaring. En Paulus sê vir Titus, hy sê, Titus, onthou, stel jy 'n voorbeeld vir hierdie jong manne. Tree reg op, dra vrug. Vers 9, slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees. Hulle tevrede stel, nie teenpraat nie, en nie steel nie, maar toon dat alle betroubaarheid goed is, sodat hulle in alles die leer van God, ons verlosser, aantreklik maak. Nou, die Bybel keer nie slawerny goed nie, glad nie, maar gedurende daai tyd was slawerny 'n algemene ding in die Romeinse ryk. Omtrent 30% van die Romeinse ryk het bestaan uit slawe uit. En Paulus het gesê, so as jy 'n slaaf is, en nou as jy 'n gelowige slaaf, as 'n gelowige, is dit hoe jy moet optree. Jy moet nie teenpraat nie, jy moet nie steel nie, jy moet betroubaar wees, jy moet vrug dra. Slawe het bestaan uit krygsgevangenes, en dan was daar ook arme mense, wat na ryk mense toe gegaan het, en gesê, ek bied my diens aan, ek wil 'n slaaf wees van hierdie huishouding. Dan koop die ryk mense hierdie arm persoon se dienste, en hy word dan 'n slaaf in hulle huis. En so kan hy 'n lewe maak. Dit is waaruit slawe bestaan het. Dit was nie 'n spesifieke ras gewees nie. Dit was verskillende mense wat slawe was in die huishouding. Jy sien, in wat vir my nogal amazing is dat ons weet dit al, in God se oë is almal gelyk. Paulus het ook daar geskryf, ons is nou nie meer man, vrou, Griek, Jood, slaaf nie, ons almal is gelyk in God se oë. So in die kerk was daar slawe en meesters. Mense wat Christene geword het, wat aan 'n kerk behoort het. En daar was slawe gewees wat leiers was in die kerk. So stel jy nou self voor, hier is jy 'n slaaf, jy behoort aan 'n kerk, en hier is jy nou 'n ouderling of 'n selleier. En jou meester
is 'n jong gelowige en hy's dalk in jou selgroep. Dit was die situasie en dis eintlik vir my so mooi, want Christendom maak die speelveld gelyk. Almal is gelyk in God se oë. Niemand is belangriker as 'n ander een nie. So wat hy eintlik sê, as jy 'n slaaf is dit hoe jy moet optree. Dra vrug. Vers 11, want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op. Is mooi nee wat hy sê. God se genade voed ons op. Dis iets wat ons leer, wat ons begelei, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en godsvreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp. En dit is so mooi, Paulus skryf hier, hy sê, die genade van God het ons gelei na saligheid, en dis die genadekrag van God, wat ons help ook in ons wandel in Christus, op ons geloofsreis, tot en met die koms van Jesus Christus. Jy sien, genade leer ons om aktief nee te sê vir goddeloosheid en wêreldse passies. Genade, ouens, is nie 'n lisensie om onverskillig te leef nie. Dis nie 'n vangnet vir sonde nie. Ag, ek is alright. Ek is nou maar net God se stoutkind. Ek kan leef soos wat ek wil. Sy genade is daar vir my. Dis nie wat genade is nie. Dis nie 'n vangnet of 'n lisensie om onverskillig te leef nie. Maar God se genade, ouens, dit bemagtig ons, dit bemagtig die gelowige om eties en met groter verantwoordelikheid te leef. God se genade is 'n voortdurende proses wat die gelowiges help om daagliks met Christus te wandel en versoeking en sonde te oorkom deur die krag van die Heilige Gees. So God se genade is 'n krag wat jou help om sonde te oorkom. En wanneer jy besef hoe groot God se genade is, ouens, dan veroorsaak dit dat daar 'n begeerte in jou hart ontwikkel om reg te leef vir hom ook. Om te doen wat reg is, om te strewe daarna, om vrug te dra. Vers 14, ek is amper klaar. Hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Hy het ons losgekoop van alle wetteloosheid. Ouens, sonde was op een stadium jou meester gewees. Maar Jesus het jou van slawerny losgekoop. 'n Slaaf kon homself loskoop as hy genoeg geld gehad het, of iemand anders kon hom loskoop. As jy 'n slaaf was in 'n huishouding, jy het geen regte gehad, geen voorregte, jy was 'n slaaf gewees. So op een stadium was jy 'n slaaf van sonde gewees. Jy was vasgebind gewees. Toe kom Jesus en hy betaal die losprys. En toe kom Jesus en hy koop jou met 'n duur prys en dit was sy bloed. Dit was die prys aan die kruis. Het hy jou losgekoop sodat jy vry is van sonde. Vry is van die dood. 'n Gelowige wat aan hom behoort. Vers 15. Praat oor hierdie sake met volle gesag. Praat hieroor, Titus, met vrymoedigheid, met boldness. Bemoedig en wys tereg. Partykeer moet jy mense bemoedig, ander keer moet jy hulle teregwys. Doen dit in liefde nog steeds. En moenie dat iemand op jou neersien nie. Moenie dat iemand jou intimideer nie. Jy gaan nooit almal gelukkig kan hou nie. Jy gaan nooit almal tevrede kan stel nie. Sommige mense gaan van jou hou en ander gaan nie van jou hou nie. Dit is hoe dit is. Maar bly jy net getrou aan die waarheid. Eenmaal het iemand gesê, as jy 'n geestelike leier is of 'n pastoor, moet jy 'n dik vel hê met 'n sagte hart. Ouens, ek dink elkeen van ons is 'n leier in 'n sekere veld in die samelewing. Ek weet, jy's dalk tussen jou vriende, as jy die voorbok in die vriendekring, jy's dalk op die leerlingraad, jy's dalk klaskaptein, jy op die sportveld is jy dalk kaptein, jy kan in jou ouer huis as jy 'n leier vir jou kinders, by die werk is jy dalk 'n bestuurder of jy's 'n besigheidseienaar, by die kerk is jy dalk 'n selleier of 'n worship leier of 'n pastoor of 'n ouderling. Elkeen van ons het een of ander leierskapsverantwoordelikheid
En ons moet een ding besef, jy gaan nooit almal tevrede kan stel nie. Mense gaan soms van jou verwag om eerder lojaal aan hulle te wees, as wat jy lojaal is aan die waarheid. Maar doen jouself die guns, moet nooit kompromieer nie, wees altyd eerste lojaal aan die waarheid. En dit gaan jou soms onpopulêr maak, dit gaan 'n prys kos, maar op die ou einde is dit die moeite werd. Paulus skryf daar in Galasiërs 6 vers 9, hy sê, moenie moeg word om goed te doen nie. Maar op die regte tyd gaan jy maai wat jy gesaai het. Dis altyd die moeite werd om getrou te bly aan die waarheid. Al maak dit jou soms onpopulêr. So, moenie toelaat dat 'n vrees vir verwerping jou intimideer nie. Omdat jy 'n vrees het dat jy nie meer so aanvaarbaar in die vriendekring gaan wees nie. Dan word jy geïntimideer en jy's eerder lojaal aan wat jou pelle wil hê as aan die waarheid. Jy's versigtig vir dit. Moenie toelaat dat daai vrees vir verwerping jou laat kompromieer nie. Dis nie God se plan nie. Wees altyd getrou aan die waarheid. Wees getrou aan die waarheid. En nou vir ons as gelowiges is dit belangrik dat ons daarna sal strewe om heilig te leef en vrug te dra in die gemeenskap ter wille van die evangelie. Ter wille van die evangelie. En ja, God verwag nie van jou om volmaak te wees nie. Ons maak foute. Ons maak foute. En daar's vergifnis vir ons. En jy's nie alleen nie, omdat God se genade is genoeg vir jou. Die Heilige Gees is altyd daar om jou te lei, te begelei en te ondersteun. Strewe daarna om heilig te leef. Selfbeheersing is baie belangrik. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, vir U woord, Here. Dankie dat U woord so prakties ook is vir ons. En dat ons soveel wonderlike beginsels oor die lewe kan vind in die woord. En help ons, Here, as ons op een of ander manier vandag uitgedaag was, in 'n sekere area in ons lewens, Here, dat ons lewens sal aanpas by die woord. Dat ons daai verstelling sal maak, Here. En vandag is ons harte net, Here, ons is volkome afhanklik van U. En in ons eie krag weet ons, Here, ons gaan nie daai verstelling kan maak nie, maar ons vra U, Here, help ons, lei ons deur die Gees, Here, om te verander, sodat ons meer soos Jesus kan wees. Ter wille van die koninkryk, Here, sodat ons lewens God se karakter demonstreer vir die wêreld daar buite, sodat ons lewens God se lig reflekteer in die wêreld daar buite. Ek dank U daarvoor, Here. Ons loof U, ons prys U in Jesus naam. Amen. Loof die Here.